Môre sê, dis Woensdagoggend. Dankie dat jy saam kuier. Ons het die naweek 'n verjaarsdagviering van ons oudste kleindogter bygewoon in 'n restaurant en daar het 'n jong leerlingkelnerin met die naam Surprise ons pad gekruis. En dit het my gedagtes teruggevat na 1 Samuel 1 hier by vers 20. Hanna wat swanger was en sy het uitgeroep, sy naam moet Samuel wees. Van die Here het ek hom afgesmeek. Nou in daardie konteks was dit 'n Bybelse naam met betekenis. Sy wou vir die wêreld sê, hierdie kind het ek van die Here afgesmeek. Die Here het my gehoor en ek gee die kind terug aan die Here om lewenslang vir die Here te werk. En inderdaad, Samuel was sy naam waardig gewees in sy hele lewe. Maar ek en jy, ons het sommer net gewone name, soms familiename. En hierdie jong dametjie se naam was Surprise. En op 'n stadium het ek vir haar gevra, maar hoekom is jou naam Surprise? En toe sê sy vir my, Surprise, it's a girl. Sy sê, toe haar ouers swanger was hulle vas oortuig, dis 'n seentjie. En letterlik by geboorte ontdek hulle, dis 'n dogtertjie. So vandaar, Surprise, dis toe 'n dogter, nie 'n seun nie. Maar wat 'n voorreg was dit nie, om hierdie jong dame te ontmoet. Ongeag haar naam, sy was vir my die versinnebeelding van leef die lewe voluit met 'n lied. Sy was 'n leerling. Sy het 'n groot tafel met 16 volwassenes en 'n tafel met 11 kinders foutloos bedien. Sy het elke bestelling foutloos uitgevoer. En ja, as jy vir haar gevra het om hierdie koeldrink of hierdie vir die kinders te bring, met 'n glimlag in 'n oogwink, was dit daar. Agter ons het iemand gesit wat al gevorder is in sy jare, oorgelê en 'n gesprek begin. En hy het nou 'n eg boerenaam. So dis maklik om te onthou, maar ons wil dit nie onthou nie. Waar sy elke keer as sy ons tafel besoek het, lewe gespreek het, waar sy hierdie borrelende geaardheid gehad het, was ons belewenis van hierdie persoon, hy bring negativiteit, hy bring kritiek, hy is onvergenoegd, ja, selfs 'n stukkie bitterheid in sy lewe. So ja, dit was vir ons daardie absoluut belewenis van 2 wêrelde, 'n mooi boerenaam en 'n verrassing, Surprise as naam, maar die een het bring lewe en die een het 'n stuk onvergenoegdheid gebring. En dit bring my by my en jou. Ons het elkeen 'n naam. Maak nie saak wat dit is nie, of ons het 'n bynaam. Maar kom ons dra dit met trots. En elke keer as iemand daardie naam noem, ons by ons naam roep, as ons toetree tot daardie persoon se leefwêreld, sy of haar persoonlike sfeer, kom ons bring lewe. Kom ons wees soos hierdie jong kelner. Ons straal dit wat die Here vir ons gegee het, die voorreg om te kan lewe uit. Ons kontak met mense is vriendelik. Ons kontak met mense bring 'n gevoel van waardering teenoor. Kontak met hierdie persoon bring negativiteit. Kontak met hierdie persoon bring onvergenoegdheid. So as ek teruggaan na dieselfde restaurant, sal ek baie graag wil vra dat sy ons sal bedien. As ek instap en ek sien hierdie persoon wat agter ons gesit het, sit daar, sal ek doelbewus aan die ander kant van die restaurant gaan sit, want ek het nie daardie menswees in my lewe nodig nie. So ek dink die vraag vanoggend is eenvoudig. Wat straal my menswees uit? Wat gebeur met my postuur, met my dade, met my woorde as iemand my naam roep? En ek reageer daarop. Here, dankie dat ons positiewe inhoud en betekenis kan gee aan ons menswees. Here, dat ons 'n keuse het, al noem die wêreld my blommetjie, of eyster, of pampoen van Pitfontein. Dit maak nie saak nie. Nee, Here,
Ek het die voorreg om te kies hoe my menswees in ander se teenwoordigheid sal wees, wie ek sal wees, wat ek sal doen, hoe ek reageer. Here, mag my menswees in ander se lewens u teenwoordigheid weerspieël. Mag dit lewe bring, Here, en nie 'n stuk onvergenoegdheid nie. Here, help my daarmee, in Jesus naam. Amen. Uitdaging vir die week. Kom ons wees net eerlik oor onsself. Ja, ek kan in 'n geselskap die een wees wat regtig waar sommer net lewe bring. Ek hoef nie 'n groot prater te wees nie. My rustigheid, my vergenoegdheid kan sonder woorde in enige geselskap 'n wonderlike invloed hê. Maar ek kan ook die russieput van 'n geselskap wees. Die een wat die gesprek altyd in 'n negatiewe rigting lei. Die een wat altyd kla. Die een wat altyd onvergenoegd is. Kom ons wees eerlik oor onsself. Maar kom ons maak 'n keuse. Ons gaan vir 'n slag surprise. Ek gaan wys dat die Here wat in my woon groter is as my eie geite. Kom ons wees lewe in ander se geselskap. En elke keer as hulle ons naam noem en ons aandag vra, dat die ervaring wat hulle het 'n stukkie sal wees van die Here se teenwoordigheid. Dat ek 'n aangename geur sal wees wat gekoppel word aan my naam. Sterkte daarmee. Hê 'n wonderlike week.